Dit lyk vir my dit het nodig geword om 'n bietjie te praat oor basiese, kom ons noem dit voedselkunde. Daar is so verskriklik baie inligting beskikbaar deesdae en dit is so kontrasterend dat dit my min verbaas dat mense totaal verward is. So ek gaan so 'n paar basiese begrippe voorlê en ek hoop dat dit gaandeweg help vir julle om 'n bietjie meer duidelikheid te kry oor kos en hoe dit werk. Die 3 basiese voedselgroepe is suikers, stysels, koolhidrate. Hulle is almal familie en hulle is die voorkeur brandstof, die voorkeur petrol. Die tweede groep is vette of olies en hulle is soort van die tweede keuse vir die liggaam om sy brandstof uit te kry. En dan die laaste groep is die eiwitte of die proteïene of aminosure. Let wel, al hierdie groepe het boustene wat dan die groter geheel vorm. Soos in die geval van eiwitte byvoorbeeld is aminosure die boustene van die proteïene. En hierso is die suikers die boustene van stysels. So 'n mens moet net besef, daai goeders is almal in dieselfde groep. Ek herhaal weer, voorkeur brandstof vir die liggaam, is glikose, wat 'n suiker is. As hy dit nie maklik kan kry nie, dan neem hy vette of olies, en dan as jy regtig hongersnood het, en dit gaan baie sleg met jou, dan breek jy jou eie spiere, oftewel die eiwitte, proteïene en aminosure af, as jou brandstof. Maar definitief verkies die liggaam uit daardie eerste 2 groepe. Dit is ook belangrik om te let dat die aminosure, oftewel die proteïene, boustene is van jou liggaam. Aan die ander woorde, jou liggaam het 2 goed nodig, hy het boustene nodig en hy het energie nodig. En dan is dit ook belangrik om te besef dat uit die vette of oliegroep is cholesterol 'n onderafdeling daarvan, en cholesterol ontsaglik belangrik by hormone en by breinfunksie. Kom ons bekyk die mensdom se geskiedenis so 'n klein bietjie. In antieke tye het mense bessies en plante en wortels en sulke goed geëet wat hulle uitgegrawe het, waar hulle dit in die veld gekry het, en hulle het so nou en dan gejag en dan die vleis van wilde diere geëet. Kenners sê vir ons so ongeveer 20.000 jaar gelede het die mens begin om landbou te beoefen, en natuurlik gaandeweg het dit gemekaniseer en dit het gechemifiseer. Mense het al hoe meer sintetiese bemestings gebruik en al hoe meer kunsmis en so aan gebruik, en natuurlik ook deesdae die genetiese manipulasie. En dan is daar ook die feit dat daar 'n baie ingeperkte verskeidenheid van byvoorbeeld groente mettertyd gebeur het. Waar die mense in ouer tye groter verskeidenheid gehad het die feit dat sekere groente of sekere plante makliker verbou word op 'n meganiese manier, het gelei dat ons koskeuse 'n bietjie vernou het. So hou al hierdie feite in gedagte, en dan besef jy ook dat wat diere aanbetref, ons gaandeweg van wild oorgeskuif het na diere soos skape, bokke, beeste ensovoorts, wat ons nou al hoe meer van die veld af verskuif het na voerkrale toe, en gerantsoneerde graanprodukte vir hulle gee, in plaas van groen gras wat hulle eet, en al hierdie dinge het 'n groot effek op ons gesondheid deesdae. Kom ons praat net 'n bietjie oor die liggaam se gebruik van petrol, as ons dit dan so kan stel. Kom ons kyk na hierdie grafiek, dit is die verloop van tyd, en dit is die bloedglikose vlak, hoe hoog of hoe laag die bloedsuiker is. Dan is die eerste ding om te besef dat die stippellyn is die ideale vlak van suiker in bloed, wat die liggaam graag wil hê. En nou moet ek vir julle herinner daaraan dat die brein in die besonder verskriklik sensitief is vir afwykings van daai ideaal af. Goed, kom ons sê die liggaam neem suiker of verfynde koolhidrate in. Al hierdie pizza's en brood en beskuit en koekies en al die klas van goeders, dan is daar 'n geweldige reaksie. Die bloedsuiker styg geweldig. Nou die eerste ding wat ek daar vir julle wil sê is, onthou dat die liggaam se normale bloedsuikerinhoud, die sirkulerende bloedsuiker, is omtrent 1 teelepel. Met ander woorde, as jy 1 of 2 teelepels suiker in jou tee of jou koffie gebruik, dan verdubbel of vertrippel jy op die kort termyn die hoeveelheid suiker in jou bloed. En dit ontlok 'n geweldige insulienrespons. Nou, insulien is die liggaam se reaksie. Met ander woorde, hy maak daai slapende insulien wakker en hy sê vir hom, luister, die
bloedsuikervlakke is te hoog, maak gou, hier's nood, gaan bring hom af. Met ander woorde, die liggaam se insulienvlakke volg baie naby aan die suikervlakke. Die insulien se werk is om die suiker weer af te bring tot by die normale vlak daar by die stippellyn. Mens kan kyk na grove koolhidrate of rou groente of die klas van ding, iets wat stysels bevat, maar in 'n grove vorm. Daar kan julle sien is die reaksie baie minder en die suiker styg nie so hoog nie, met ander woorde die insulienrespons is ook nie so hoog nie. En dan 'n baie interessante ding, as daar geen suiker of glikose of koolhidrate is nie, en die liggaam moet sy petrol van vet of olies afkry, dan is daar 'n baie geringe toename in die bloedsuiker, wat dan 'n baie geringe insulienreaksie ontlok. So onthou dit en onthou ook, dat daai gebied onder die kurwe veroorsaak inflammasie. Ons is nie seker of dit die verhoogde suiker is wat dit veroorsaak, en of dit die insulien is wat dit veroorsaak is nie, maar daar is 'n groot inflammatoriese reaksie wat op die langtermyn baie probleme veroorsaak. Nou wil ek hê moet julle kyk na die verdere stukkie van die grafiek daarso, en dit is daai stukkie. Ons het gesê die bloedsuiker styg, die insulien styg, en daai insulien doen sy werk, en hy moes dit in so 'n nood doen, dat hy dit oordoen. Nou daal die suikervlak te laag, en dit is net so sleg. Gelukkig het die liggaam 'n manier om dit te hanteer. Glikagon is die teenoorgestelde van insulien, en hy kry weer bevel, bring die bloedsuiker op na die normale of die ideale vlak toe. So, dit is die paar goed wat julle nou moet besef. Suikers en verfynde koolhidrate het 'n erger reaksie as rou groente byvoorbeeld, maar die heel beste is nog vette of olies wat die minste reaksie het op die bloedsuikers. Kom ek wys julle net op 'n ander saak. Ons het gesê die normale reaksie van koolhidrate en suikers is dat dit die bloedsuiker en natuurlik die insulien opjaag en dit soms 'n bietjie te laag laat gaan. Maar hier is 'n interessantheid, as jy suikersiekte het, dan styg die vlak van suiker baie hoër, omdat die insulienpad nie so goed werk nie, en hy bly baie langer hoog. Insulien kry hom met ander woorde nie terug na normaal nie. Daar is verskeie redes voor, daar is 2 soorte suikersiekte, maar ons gaan later daaroor praat. So daai meer normale kurwe, die kurwe in mense met suikersiekte gaan baie hoër en vat baie langer om te normaliseer. Nou terwyl ons van vleis en diere praat, is daar een baie belangrike ding wat ons deesdae al hoe meer ontglip, en dit is dat baie van die olies wat ons deesdae gebruik, is plantolies wat gemodifiseer, wat verander word in fabrieke, en wat vir ons glad nie baie goed is nie. Dierevette, die vet wat in vleis voorkom of aan vleis voorkom, is vir ons baie gesonder in terme van die cholesterol wat daarin voorkom, wat die voorloper van allerlei hormone is, onder andere ons geslagshormone, so dis geweldig belangrik by baie prosesse. Dan moet 'n mens ook besef dat al die sintetiese goed wat ons inkry, soos die hormone wat hulle vir diere en voerkralle gee, die dipmiddels ensovoorts ook 'n groot effek op ons gesondheid het. Net weer so 'n bietjie 'n opsomming. Ek het gesê daar is omtrent 'n teelepel sirkulerende glikose in jou bloed, en ons het gesê wat gebeur as jy dan suiker in jou koffie of pudding of koekies of wat ook al eet, nee. Die volgende is die feit dat insulien suiker volg, want hy moet die suiker weer afbring na normale vlakke. Ons het kort genoem van die rol van glikagon. Glikagon is die teenoorgestelde van insulien, en hy bring die suikervlakke op na normaal, wanneer die suikervlak onder die ideale vlak daal. En dis interessant dat glikose in die vorm van glikogeen word in jou lewer gestoor. Met ander woorde, as jy vas, dan is dit nie 'n groot probleem nie, want as die suikervlakke begin daal, dan kan hierdie glikogeen in jou lewer gaan haal, dit afbreek na suiker, en so die normale suikervlak op sy plek hou. En onthou, ons het kortweg gesê, dat as jy regtig verskriklik swaar kry en daar's geen bronne nie, sal die liggaam jou spiere afbreek wat proteïene is, om ook daarvan af energie te kry. Hier is 'n verskriklike belangrike feit.
Die brein benodig 'n absoluut konstante suikervlak. Met ander woorde, jy kan self dink, as jy hoë bloedsuiker of lae bloedsuiker het, dan word jou brein se funksie, hoe hoër daai vlak gaan of hoe laer daai vlak gaan, hoe meer word dit geraak, en dit kan goed soos geïrriteerdheid veroorsaak en konsentrasieverlies en 'n klomp ander probleme wat jou normale werking dan versleg. Ter afsluiting van hierdie ronde wil ek 'n opsomming weergee van wat een of ander kenner op die internet gesê het, en dit is dat suiker maak jou honger. Dit sluit in goed soos heuning ensovoorts, en daar's 'n rede voor. In antieke tye moes suikers mense honger maak in die somer om soveel as moontlik te eet sodat hulle deur die winter kon kom. Die tweede aspek is dat stysels jou vet maak, en die derde is dat vette, as dit plantolies ensovoorts is, maak jou siek. Ek praat nie van dierevet nie, ek praat van spesifiek plantvette en gemodifiseerde plantvette. Hulle neig om jou siek te maak. En as jy net hierdie opsomming onthou, dan het ons in hierdie eerste ronde al geweldig baie geleer.